Broers en susters, heerlike voorreg om saam met hierdie woord te open vanoggend en 'n paar gedagtes met jou te deel. En vanoggend gaan ek so 'n klein bietjie teruggryp na die eerste 6 maande van die jaar en 'n opwindende 6 maande wat agter ons lê, maar ek is seker jy sal vanmôre ook bely net soos ek in vele opsigte 'n baie uitdagende 6 maande van die eerste van 2026 gewees. Maar hier is ons deur die genade van die Here. Nou broers en susters, nou sonder dat ons vanmôre 'n nuwe boodskap preek. Ek dink ons ek het verlede week het ek so 'n bietjie gekyk al vir die jaar. Hierdie sal die 39ste boodskap wees vir die jaar. Dit sluit nou natuurlik nou troues en begrafnisse in, nie net almal sonoggend kansel boodskappe nie, maar as jy nou so terugdink aan al die boodskappe wat ons gepreek het, en Philip, jy het nou nog 'n klompie van jou eie, ek dink Sampie het ook 'n boodskap gebring by die hemelvaart. Dan wonder ek hoeveel van daai boodskappe onthou ons vanoggend. Hoeveel van daai preke sal ons kan sê, daai een het die Here met my gepraat en ek kan vanoggend onthou. Maar ek dink dit is belangrik vir ons as 'n gemeente dat ons so klein bietjie teruggryp na dit wat die Here met ons gedeel het in die eerste 6 maande van die jaar. Laat 2025 is dit die gebruik, elke jaar, verlede jaar dieselfde, het ons gewag op die Here, gebid, gevas, gevra, Here, wat is dit wat jy vir ons sê, wat is die rigting, wat is die tema waarin jy ons wil stuur in 2026, en die woord wat baie duidelik tot ons harte gekom het, was jaar van groei, jaar van groei. Die Here wil hê ons moet groei in alle fasette van ons lewens, en ek gaan nou vir jou wys kortliks en jou herinner daaraan dat dit Bybels is. Het is altyd lekker om die woord nader te trek, is dit nie, nee? Want dan het jy gesaghebende ankerpunt om te sê, man, as die Here sê hy wil ons moet groei, dan sê dit op grond van sy woord, sy reeds geopenbaarde en verklaarde woord. En ons is vanoggend hier in die halftyd, nee, soos 'n rugbywedstryd. As 'n ou rugbywedstryd speel en jy kom by halftyd, nou ja, dan is dit 'n oomblik waar die coach 'n bietjie die spelers terugbring en sê, hoorie, so tyd dat ons bietjie na die tellbord kyk. Ons moet gou 'n waardebepaling maak om te sien hoe goed het ons gevorder, hoe die werk gegaan in die eerste, 40 minute van die game. En ons moet weer kyk waar het ons van die spelplan afgedwaal, en ons moet nodige aanpassings maak, want ons is nie klaar nie, ons is in die helfte. Dis nou eers halftyd. 6 maande van die jaar lê vir ons nog voor. En die doel is natuurlik nie vir ons om onsself te kritiseer of te veroordeel nie. As dit enigstens iewers in jou gedagtes is, lê dit neer, dis glad nie die doel nie. Die doel is om seker te maak dat die spelers weer fokus en dat die tweede helfte van die jaar of van die spel dan doelgerig gespeel sal word. En ek dink die Here het met elkeen van ons gepraat in die begin van die jaar. Kan jy nog onthou? Nou ja, waar's my boek? Ek het hom saamgebring. Nou, nou gaan julle my nie glo nie. Waar is hy nou? Hy was hier. Hier is hy. Daar is hy. In die begin van die jaar. Wie van julle kan nog onthou in Januarie maand toe ek gesê het, onthou, dis nie net ons wat met die Here praat aan die begin van die jaar en alles wat ons in ons harte en in ons beplanning het aan hom bekend maak nie, maar ons moet toelaat dat die Here ook met ons praat. En ek dink baie van ons, hopelik het jy, en as jy net nie, dan ons vandag 'n goeie tyd moet begin het. In ons dagboeke het ons daginskrywings gemaak nadat ons op die Here gewag het en gevra het, Here, wat is dit wat U vir my sê vir 2026? En ek was aangenaam verras geweest toe ek my dagboek weer vat en ek gaan kyk wat die Here vir my gesê het in daai eerste maand van die jaar. En daar was 'n paar goed wat ek gedoen het. Elaine, maar daar's 'n paar goed wat ek eintlik skoon vergeet het van, nê? En dit wys net vir 'n mens hoe belangrik dit is dat ons intentioneel in ons verhouding met God moet omgaan. Maar die Here wil hê ons moet groei, broers en susters. Hy wil hê ons moet groei in alle fasette van ons lewens. En die kernteks was Efesiërs hoofstuk 4 vers 15 gewees. Vat jou Bybel gou en blaai saam met my na daai gedeelte toe. Efesiërs 4 vers 15, ons kernteks, ons temateks. Paulus skryf en hy sê, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag. Die woord betrag, 'n groot Afrikaanse woord wat eintlik maar net beteken terwyl ons dit beoefen
of terwyl ons in gehoorsaamheid by die waarheid bly. Hy sê dat ons in alles sal opgroei, in hom wat die hoof is, naamlik Christus Jesus ons Here. En as ons nou hermeneuties korrek wil wees, om die teks nou binne sy konteks te interpreteer, dan skryf Paulus in die eerste plek hier, wanneer hy praat van groei in alle fasette, en ons die waarheid betrag, opgroei in alle fasette van ons lewens, praat hy hier met mense, met 'n kerk, en hy sê vir hulle eintlik, boeties en sissies, die Here wil hê, dat ons geestelik volwasse moet word. Dis eintlik wat hy sê. Hy sê ons moet volwasse word in waarheid, in liefde, vir mekaar, liefde vir God. Ons moet volwasse word in die gesonde leer, dis die konteks van die hele gedeelte as jy dit gaan bestudeer, karakter, individuele karakter, eenheid as 'n liggaam, dienswerk, gehoorsaamheid as 'n klomp dinge wat hy sê. Maar as ons die Nuwe Testament en die besonderhede wat Paulus skryf 'n bietjie verder bestudeer, dan kom ons agter, Paulus praat nie net binne die konteks van gemeente en individuele geestelike groei nie, maar later skryf hy ook vir ons in 1 Tessalonisense 5, vers 23, sê vir ons, dat God wil hê, dat ons nie net geestelik moet groei nie, maar dat ons moet groei na gees, siel en na liggaam. Hoor wat sê die woord, hy sê, mag God wat ons vrede gee, julle heeltemal heilig maak, en mag hy julle geheel en al, hier kom dit, met gees, met siel en liggaam, sonder fout bewaar, tot by die terugkeer van die Here Jesus. Paulus sê met ander woorde, God se plan, God se hart, vir ons is nie net dat ons geestelike reëse sal wees nie. Nou, onder geestelike reëse sou seker val al die geestelike dissiplines. Mens kan al daardie dinge doen en jy behoort dit te doen. Dis wonderlik. 'n Gebedslewe is van kardinale belang. Kennis van die woord van God is onontbeerlik tot jou eie lewe en tot jou Christelike getuienis, om te vas. Die geestelike dissiplines van vas, lofprysing en aanbidding, al daai dissiplines is ingesluit daarbey. Maar, luister hier vanmôre, jy weet so goed soos ek, jy kan hoe geestelik wees, maar as jy emosioneel nie gesond is nie, soos die Afrikaans sê, dan val die wielietjies vinnig af. As ek hier binne in my hart, in my sielsmens, as ek ongelukkig is, as ek hakplekke het, dinge van die verlede, trauma, wat nie verwerk is nie, ek het woede, ek het bitterheid, ek sukkel met goed, ek sukkel met my menseverhoudinge, ek is kwaad, ek sukkel om te vergewe, dan kan ons hoe geestelik wees. Ons kan hoeveel Bybelverse kan quoteer, ons kan hoeveel ure op 'n dag bid, maar ons gaan nie die lewe in oorvloed, Johannes 10 wat Jesus vir ons bedoel het, ons gaan nooit daai oorvloedige lewe kan leef nie, en dis God se hart vir ons lewens. Hy wil nie hê, ons moet maar net maskertjies dra, geestelik sterk voorkom, maar die diep binne kwyn ons weg, en ons verbeer dit wat Jesus in sy totaliteit kom sterf het voor aan die kruis van Golgotha nie. En daarmee saam ook vanmôre, is ons nie net siel nie, maar ons is ook liggaam. En nou ja, as jy nou jonk is, dan kan jy nou makliker praat van liggaam, want hier van 50 af, nou ja, ek is nog nie daar nie, einde van die jaar, 50, nee, maar ek begin nou al voel in die oggende, daar's nou pyne wat ontwikkel het, wat nou nie daar was nie. Ek moes van so 'n klein muurtjie af klim, toe ek gehelp het daar met die skaap wat op die spit moes gaan, en toe ek afklim, toe dog ek nie, ek gaan sommer soos 'n vlytige jong man daar afspring, maar toe kom ek agter my veerkrag, het my in die 20's verlaat. Dit was toe nou nie so maklik meer gewees nie. Maar hy wil ook hê ons moet ons liggame oppas, want 'n gesonde liggaam, huisves 'n gesonde gees, en in wisselende ouderdomsfases van ons lewens beteken dit dalk vir ouer mense om net meer te beweeg, vir die jongeres, nou ja, vir ons is daar geen verskoning nie. En Paulus sê vir ons hier, baie duidelik, en ek het maar 2 teksverse na jou te gebring vanmôre. Hy sê, God, dis sy hart vir ons, dis sy verklaarde doel, en Filippense 1 vers 6 sê, hy wat julle roep, is getrou om julle volkome heilig te maak. Hy sê in die vorige vers, hy sê, mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, binne die konteks van gees, siel en liggaam, en hy sê, daai God wat julle volkome heilig wil maak, is getrou, en hy sal dit ook doen. Maar ons het gesien dat, wat ook al die Here in ons lewens wil doen, hierdie geestelike groei, die beloftes van die Here, en ek wil tog hier met vanmôre net so 'n bietjie die blanks net invul.
Want jy het jou eie beloftes. Daar's beloftes wat God vir jou lewe het. Daar's dinge wat jy hopelik in die begin van die jaar neergeskryf het. Gehoor het by die Here, van waantoe hy op pad is met jou lewe, nê. Maar ons weet almal dat God vat ons nie sommer net van belofte na in besit neem nie. Daar's 'n proses. En ons het 'n bietjie gekyk na daai proses. En ek vat jou vanmôre terug daarna, dat ons 'n bietjie kan bepaal vir onsself, waar trek ons in hierdie proses. Ons het hierdie proses vir 3 weke in 3 boodskappe opgebreek in die boek van Josua. En hierdie 3 woorde word vanoggend 3 vrae waarmee ons onsself 'n bietjie gaan ondersoek. En ek het 'n spieël hier aangebring en die vraag wat ons vanmôre vir ons elkeen gaan vra, is as ek jou vanmôre na hierdie spieël toe bring, en jy moet vir jouself kyk, in die lig van God se beloftes vir jou lewe, dit wat jy voel die Here vir jou gesê het in die begin van die jaar, en dit waartoe jy jouself verbind het, as jy vanmôre in die spieël gaan kyk, en jy jouself moet meet, waar staan jy in jou lewe wat groei aanbetref, geestelik, emosioneel en liggaamlik? Nou ja, dan is die vraag, wat sien jy vanmôre in die spieël, as ons in daai spieël gaan kyk? Daar was 3 dinge gewees, ek gaan vinnig hulle met jou deel vanmôre. In die eerste plek, het ons gekyk na hierdie boodskap, Israel was by die Jordaanrivier gewees. Skedel 'n bietjie hierdie prentjie vir jouself net vir 'n oomblik, sien dit in jou geestesoog. Israel is by die Jordaan, hulle is nie meer in Egipte nie, hulle is nie meer diep in die woestyn nie, maar hulle is ook nog nie in besit van die beloofde land nie. Hulle het so op die grens van die belofte gestaan. En dan kom die woorde van die Here tot Josua en hy sê vir hom, Josua, maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan. So, God se belofte was daar. Niks wat Israel gedoen het, kon die belofte van kant maak nie. En ek wil hier met dit hoor vanmôre. In Jesus Christus sê die woord, is al sy beloftes. Vir jou en my lewe, ja en amen. God se beloftes is altyd daar. God se woord was seker gewees, die land was in hulle belofte gewees, maar hier was die sleutel gewees. Onthou julle dit? Hulle moes beweeg. Om beloftes in besit te neem, vereis dat Israel en ook jy moet beweeg. Dis die vereiste. Jy weet, ons het daai dag, as ek terugdink, en ek het daai preke gevat en ek het hulle so opgepak op die tafel en 'n paar van daai kerngedagtes weer gaan bedink. En ons het daai dag het ons mekaar gesê, onthou, groei gebeur nie net wanneer God praat nie, maar groei gebeur wanneer ons op die stem van die Here reageer en ons in geloof begin beweeg. Nou baie mense het daai dag gehoor wat God sê, hulle het saamgestem daarmee, hulle het dit neergeskryf, selfs gebid daaroor, maar hulle het nooit werklik daai eerste tree gegee nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, onthou, daar's 'n groot verskil tussen om te begeer om te groei en om werklik te groei. Goeie bedoelings is nog nie groei nie. Is julle met my vanmôre? Goeie bedoelings is nog nie groei nie. En miskien het jy aan die begin van die jaar gesê, miskien kan jy jouself in een van hierdie lyne insit. Ek gaan hierdie jaar, wil ek regtig waar erns maak met die woord van God. Ek wil my gebedslewe wil ek herstel. Ek wil 'n bietjie vir hulp gaan aanklop by iemand wat my kan help met hierdie emosionele verwonding, goed waarmee ek sukkel in my lewe. Ek wil my liggaam beter versorg. Ek wil betrokke raak in die kerk en by bediening. En daar's baie dinge wat ons vanmôre kan vra, maar die vraag vanmôre halftyd is: het jy beweeg? Het jy gedoen wat die Here vir jou gesê het? Jy in 2026 moet doen, of staan jy nog steeds op dieselfde plek waar jy in die begin van die jaar gestaan het? En luister hier, broers en susters, die Here wou Israel nie net uit die woestyn uitneem nie, maar hy wou ook die woestyn uit Israel uithaal. Kan ek dit weer sê vanmôre? Die Here wou Israel nie net uit die woestyn uithaal nie, maar hy wou ook die woestyn uit Israel uitgehaal het, want jy sien, vir 40 jaar het hulle geleer om net te oorleef. En dis baie van ons wat tot hier in ons lewe, tot 2026, nog steeds met 'n woestynmentaliteit leef. Kom kerk.
nog steeds vasgevang in die ou denkpatrone van die ou lewe, nee, daai lewe wat Paulus in 2 Korintiërs sê, wat saam met Christus gekruisig is. Die ou mens wat begrawe is deur die doop in die dood. Baie van ons is nog daar, ons is nog in daai ou woestynpatrone vasgevang. Israel was daar. Hulle het geleer om te trek, eerder as om te plant. Dis nie die plan van God dat ons die hele tyd moet trek nie. God wil hê ons moet plant en ons moet blom en ons moet vrugbaar wees, daar waar God ons geplant het, want God plant ons in 'n bepaalde plek, vir 'n bepaalde tyd, vir 'n bepaalde rede. Israel het geleer om te skuil, eerder as om te bou, te wag, eerder as om verantwoordelikheid te neem, om net deur vandag te kom. En weliswaar het die woestyn hulle lewe gered, maar dit was nooit God se bedoeling dat dit hulle toekoms moes wees nie. Nee, God se plan vir ons lewens, luister vanmôre, is lewe en lewe in oorvloed. God wil hê dat ons heel moet wees, na gees, na siel en na liggaam. Daarom was daar 'n kruis gewees. Jesus het sy lewe vir ons gegee, sodat ons in die volheid van dit wat hy kom sterf het, voordat ons die volheid in ons lewens 'n werklikheid kan sien. Sommige van ons vanoggend hier sit, het weer begin terugval in ou woestynpatrone. Jy leef maar net weer om deur die dag te kom, jy reageer nog weer uit vrees uit. Jy vermy weer moeilike besluite, jy stel weer uit, jy glo weer die ou leuns. En vanmôre is ek hier om vir jou te sê, dis nie die hart van die Here nie. Romeine 12 vers 2 sê, dat ons verander moet word, deur die vernuwing van ons gemoed. Ons kan nie toelaat dat die leuns van gister, dieselfde leuns wat ons gevange gehou het in 2025, ons lewens nog steeds beheer, en ons steeds nog die uitkoms van ons toekoms bepaal nie. En daarom is die halftyd vraag vanmôre, waar het die Here my ingeroep om in te tree in die begin van die jaar, maar ek het nog nie werklik begin beweeg nie. En ek wil jou aanmoedig vanmôre, broers en susters, ja, toe ek hierdie afpop dagboek vir my oopmaak, hierdie week weer, en ek gaan kyk 'n bietjie, wat het die Here vir my gesê? Ek was verras gewees, hoor, eerlikwaar, ek moet bieg vanmôre. Ek het nie elke dag hierdie beloftes voor die Here gehou nie, maar ek is van mening, dat die Here wil hê dat ons, dit wat hy met ons deel, lewendig moet hou. En as ons dan aanvaar dat God met ons praat, en dat dit die Here is wat met ons gepraat het, nou ja, dan het ons vanmôre hier by die halftydmerk weer 'n geleentheid om aan te pas en te sê, Here, ek wil saam met U intree in die belofte vir my lewe. In die tweede plek, die oomblik toe Israel deur die Jordaan beweeg het, het hulle by Jerigo gekom. En as jy hulle reg kan onthou, het ek vir julle gesê, belangrik om te verstaan is dat Jerigo was daai groot stad met die groot mure wat ondeurdringbaar vir die volk gelyk het. Maar luister hier, Jerigo kom altyd na die Jordaan. Jerigo was aan die ander kant van die Jordaan gewees. Hulle het gedink, ons gaan deur die Jordaan en ons het die geloof en ons gaan droogvoets hierdeur, ons tree in die belofte en daar's beweging, ons gaan vorentoe. En die oomblik toe hulle deur is, was die stryd nie verby nie. Die oomblik toe hulle in die beloofde land is, toe is hierdie groot mure van Jerigo daar. En dit sê vir ons dat weerstand kom, altyd wanneer ons besluit het om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. Ek hoop daar's iemand wat vanmôre kan assosieer daarmee. Daar gaan altyd weerstand wees, as jy besluit om te doen wat reg is. As jy besluit om in die geloof te leef, en om gehoorsaam te raak aan die stem van die Here. En luister, ons maak soms die fout om te dink, as ek gehoorsaam is, behoort alles makliker te word. As ek net luister na die Here, net doen wat hy sê, dan gaan ek geen stryd hê nie. Amper asof dit net hierdie highway is wat net geteer is en daar's geen probleme nie. Nee, Paulus sê, luister, Dawid sê in die Psalms, hy sê menigvuldig is die teëspoede van 'n regverdige. Inteendeel, hy skryf op 'n latere stadium, hy sê, Here, ek kyk na die goddelose, ek kyk na die wêreld, ek kyk na hulle wat U nie dien nie, en dit lyk vir my of dit met hulle baie goed gaan. Dit lyk vir my of hulle voorspoedig is. Here, hier's ek bid, ek vas, ek kom kerk toe elke Sondag, Here, ek doen alles wat U vir my vra, maar menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. Luister hier, dis hoe dit is. Ons is nog nie in die hemel nie. Hallo?
Ons reis deur 'n gebroke, sondige ou wêreld op pad na ons hemelse eindbestemming. En daarom moet ons verseker wees, Jesus sê, in hierdie wêreld, as regverdig is, sal ons verdrukking hê. En ek wil so ver gaan vanmôre om te sê, as jy nie verdrukking het nie, as jy nie teenstand beleef nie, dan is die kans goed, dat jy bes moontlik dalk maar net saam met die wêreld, saam met die stroom beweeg. Maar as ons gehoorsaam is en wil regtig godvrugtig leef, sê die skrif, alle mense wat godvrugtig wil leef, sal vervolg word, want dis 'n ander gees as wat die wêreld het. Die gees, die wêreld funksioneer op ander beginsels, en daarom kan ons verseker weet dat daar altyd weerstand sal wees wanneer ons poog om te doen wat die Here van ons vra. Ja, prakties gesproke, dikwels is dit juist wanneer jy begin groei, dat weerstand begin sigbaar word. Wanneer jy nuwe grense stel in jou lewe, dan gaan mense reageer. Wanneer jy jou lewe verander, sal ou gewoontes in opstand kom. Wanneer jy besluit om God ernstig te volg, begin jy bewus word van die geestelike stryd. Daar's mure van buite en daar is mure van binne. En in die begin van die jaar het ons onsself voorgeneem en ons het gesê, as die Here wil hê ons moet groei, en ons kom by die mure van Jerigo, dan het ek en jy 'n besluit wat ons gaan neem. Gaan ons by hierdie mure staan en gaan ons daar by die lyn kom en sê, alright, hierdie is die muur, hier is die lyn, en dit is nou ongelukkig hoe ver ons gekom het, en dis maar waar ons gaan kamp opslaan, ons gaan daar bly, of gaan ons hier die versperrings wat gekom het, ons gaan dit soos 'n jong Dawid vir Goliat, ons gaan hom in die oë kyk, en ons gaan sê, luister hierso, ek gaan begin deel met hierdie ding, want deur hierdie muur gaan ek in die Here kom. Want jy sien, die belofte lê aan die ander kant van Jerigo. As jy hierdie kant stop, dan gaan jy altyd net 'n gedeelte van dit wat God vir jou lewe instoor het, leef. Maar daar's meer. Luister hier vanmôre, daar's uiterlike mure, dit weet ons baie goed, dis die fisiese omstandighede, maar daai goed hier binne, daai goed waarmee ons sukkel, vrese. En elke keer as ons kom by hierdie vrees, dan draai ons om, in plaas van dat ons met hierdie vrees deel en deurdruk, dat die Here vir ons help, dat ons hierdie goed oorwin. Praat van skuld. Ons kan nie ons hele lewe lank in skuld vasgevang leef nie. Weet jy hoeveel mense, broers en susters, leef in depressie? Nou, ek probeer nie, wanneer mens praat oor die goed, is dit nie eendimensioneel nie, want daar is mediese kant aan dit, daar is 'n geesteskant en dis meer, maar baie van die sielkundiges is eens, en sê dat 'n groot persentasie van mense wat aan depressie ly, diepgaande neerslagtigheid, en wat nie daar kan uitkom nie, dat dit as gevolg van onverwerkte skuldgevoelens is. Diep gesetelde skuldgevoelens wat ons ronddra. Ons hou onsself skuldig, ons het onsself nooit vergewe nie, vir die dinge wat in ons lewens gebeur het, die aandeel wat ons in dinge gehad het nie. En dis die goed wat God wil hê ons moet deurwerk. Onverwerkte seer, trots, uitputting, moedeloosheid, geheime kompromieë. Ek wil vanmôre vir sê, groei versteur dit wat lank stil gestaan het. En die vraag is nie vanmôre of daar mure gaan wees nie, die vraag is, gaan ek my oë op die muur hou? Of gaan ek my oë op die Here hou wat saam met my voor die muur staan? Maar luister hier vanmôre, onthou julle daai verhaal in Josua. Toe hulle daar by die muur kom, net voordat hulle daar kom, toe sê die woord vir ons, voor die mure van Jerigo, kry Josua daar 'n man, hy noem hom die leervors van die Here se leer. En ons weet daai man wat in die teks vir ons voorgehou word, is niemand anders as Jesus nie. En hy beskryf hierdie man met 'n swaard, en hy sê, die grond waarop hy gestaan het, was heilige grond, en dit sê vir ons twee dinge vanmôre, luister gou, moenie vergeet nie, daar's 'n stryd waarin ek en jy gewikkel is. Die feit dat daar 'n swaard is, sê vir ons daar's 'n stryd. Hoekom sal iemand 'n swaard hê as daar nie 'n geveg is nie? Maar terselfdertyd sê die woord, maar die grond waarop hy staan is heilige grond, met ander woorde, God was daar teenwoordig gewees, en daarom sê dit vanmôre, kerk, ons moet sommer excited word oor hierdie ding. Daar's 'n battle, en die battle is reël, maar die heilige grond sê, jy fight nie hierdie fight alleen nie. Die heilige, die leervors van die Here van die leerskare, Jesus Christus, is saam met ons in elke geveg wat ons veg. Ek het donderdag aand
So ons hier by die orkesoefening, ons het so 'n geseënde tyd gehad. En terwyl ons besig was om na die tyd te bid ons 'n bietjie saam, en in 'n oomblik toe herinner die Here my net aan Efesiërs hoofstuk 10. En julle almal ken die gedeelte waar Paulus sê, hy sê, want die wapens van ons stryd is nie geestelik nie, die worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die bose geeste in die lig. En ons moet nie naïef wees om te dink dat die sigbare realum waar binne ons leef, alles wat bestaan nie. My broers en susters, kom ek sê vir u vanmôre, op grond van die skrif, wil dit van ons blyk dat alles wat in die sigbare realum gebeur, as ware deur die geesteswêreld gestuur en beïnvloed word, tot 'n baie groot mate. En daarom sê Paulus vir ons, moet in Efesiërs hoofstuk 6 moet ons die wapenrusting van God aantrek, want ons moet nie dink dat ons nie 'n teenstander het nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, luister, daar is sekere goed in jou lewe wat nie gaan skuif nie, wat nie gaan beweeg nie, totdat jy by die woord van die Here uitgekom het en jy die wapens van die stryd jou eie gemaak het en begin veg het daarmee nie. Ek praat vanmôre van gebed. Luister hier vanmôre. Vra vir my. Jy kan vir net so lank sonder gebed klaarkom. En dan op 'n dag, dan staan jy op en jy besef, o genade, ek sê die moeilikheid. Ek het kragteloos geraak. En was dit Dani Botha wat by geleentheid gesê het, Corneille, bietjie bid, bietjie krag. Broers en susters, ek wil môre vir jou sê, die woord van die Here, dis die wapens wat ons het. En ek wil vanmôre kom en ek wil dit so 'n bietjie oor 'n ander boeg kom gooi vanmôre, want ja, die woord van die Here is vir ons almal. Maar luister hier vanmôre, binne daardie woord praat die Here met ons uit sy woord uit en gee hy vir ons in elke seisoen van ons lewens 'n jou woord, 'n rema woord. Die woord van God, die reeds geskrewe woord van God, wat hy deur die Heilige Gees lewendig maak, uitlig en dit vir jou gee as 'n belofte vir die nou, vir die seisoen en die tyd waarin jy nou leef. In die begin van die jaar het ek op die Here gewag en ek het gesê, Here, ek soek rema woord. Ek soek 'n wapen waarmee ek kan veg. Ek soek daai swaard in die gees, waarmee die Bybel sê ek al die vuurige pyle, swaard die skild van die geloof, al die vuurige pyle, die swaard van die gees, praat van die woord van God. Dis die rema woord van God. Dis die beloftes wat God vir jou gee. Vir jou lewe, wat God wil hê jy in besit moet neem in 2026. En weet jy wat gebeur soos vir die jaar aangaan? Dan raak dit, baie van ons begin net weer in die dinkboks te leef, nee. Die lewe gebeur, dis besigheid, dis work as usual, dis pressure, dis verantwoordelikhede en ons probeer net al die balle in die lug hou en een van die eerste goed wat gebeur is ons vergeet van dit wat die Here vir ons gesê het. Jy sien broers en susters, om God se woord as 'n wapen te gebruik, as 'n swaard te gebruik, you need faith in order for that to happen. Om te sê, so het die Here vir my gesê, in 2025, wanneer die stryd en die krisis kom, broers en susters, het jy en ek 'n woord van die Here nodig. Wanneer omstandighede kom en dinge druk raak om te sê, maar die Here het vir my gesê. En as woord wat die Here soms gee. En dan 6 maande later van die jaar, dan kom en sê, Here, maar wat het U gesê en dit nog nie gerealiseer nie. Luister hier vanmôre, die Here sê, hou vas aan daai woord, want sy woord sal nie leeg terugkeer nie. As jy daai woord van die Here gekry het, en ek wil vanmôre jou kom encourage weer, vat daai woord. Vat daai woord, as jy nie het nie, vertrou die Here vir daai woord, en profeteer dit oor jou lewe. Profeteer dit oor jou lewe. Dooie bene, hoor die woord van die Here. Daar moet eintlik so 'n stuk, kan ek dit 'n heilige toren noem, opstaan in jou binneste om te sê, luister hierso, hierdie omstandighede, hierdie aanvegtinge van Satan, hierdie invloede wat oor my lewe kom, ek duld dit nie verder nie, in die naam van Jesus Christus, ek gaan my swaard gebruik, en ek sê, dooie bene word lewendig, dooie bene staan op in die naam van die Here. Daar's 'n stryd aan die gang, broers en susters.
'n werklike stryd, 'n geestesstryd, sê Daniël hoofstuk 10, sê 1 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 18, ons moet die vyand nie onderskat nie, maar ons moet die wapens wat God vir ons gegee het ook nie onderskat nie. Kerk, ek wil julle vanmôre sê, luister, woord, gebed, vas, maar as iets wat ons dikwels uit die oog verloor, en dis die krag van lofprysing en aanbidding. Ek voel die angs en ek wil preek weer oor lofprysing. Broers en susters, 28 oorlogskrete in die Ou Testament, elke keer voordat die volk oorlog toe gaan, dan stel God die lofprysers op. En hy sê vir hulle, luister hierso, julle beter sing, julle moet 'n oorlogskreet aanhef, loof die Here, want sy goedheid is tot in ewigheid. Loof die Here, sy trou is van geslag tot geslag. Daar is krag in lofprysing. Ons gaan nie net op 'n Sondag hier deur die motions, sing 'n paar liedjies net om in die mood te kom nie. Prys, dis 'n wapen wat God ons gegee het. En ek voel vanmôre hier is iemand wat 'n deurbraak in hulle lewe kort. Maar Here, kom en herinner jou vanmôre. Ons is 'n werklike stryd, maar hy het ons wapens gegee. En is tyd dat ons daai wapens weer opneem en dat ons deurbreek deur die mure wat in ons lewens opgerig is. In die laaste plek, ek is klaar. Die val van Jerigo was 'n groot oorwinning. Ons weet dit almal, ons ken die verhaal, maar Jerigo was nie die einde van die verhaal nie. Israel moes verder beweeg. Daar was nog stede na Jerigo gewees. Daar was nog besluite, daar was nog gehoorsaamheid nodig. En dit sê vir ons dat elke nuwe seisoen in ons lewens vra nuwe afhanklikheid van God. Luister die broers en susters, groei is nie net een groot geloofsdaad nie. Groei is baie klein dade van volgehoue gehoorsaamheid. Een sterk gebed maak nie 'n gebedslewe nie. Een keer se Bybel lees vestig nie nuwe denkpatrone nie. Ja, dis moontlik vir ons om deur te breek en later weer dit wat jy gewen het te verloor, omdat jy dit nie beskerm het nie. Kan ek jou vra, terug te dink 'n bietjie oor hierdie 6 maande? Laat my altyd dink aan die putte van Gerar. In die Ou Testament moes die volk putte soek. Was die lewensbron, sonder water, sonder 'n put. Kon jou vee nie drink nie, kon jou huis nie water drink nie. Dit was lewensnoodsaaklik geweest. En wanneer 'n gesin of 'n familie 'n put gevind het, die putte van Jakob, die putte van Abraham, reg deur die Ou Testament, dan het hulle daai put, het hulle hom oopgegrou en seker gemaak dat die water skoon en bereikbaar was, maar dan het 'n familie gegaan en hulle daai put beskerm. En ek wil vanmôre vir jou sê, verlede week het ons gesê, Galasiërs 6 het gesê, moenie ophou om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai, ons is nie verslap nie. En ek het die stelling gemaak en gesê, elke saadjie wat ons in geloof en gehoorsaamheid gesaai het, gaan lê in die grond. En daai saadjie is dormant daar tot op die regte tyd. Maar luister hier vanmôre, wanneer daai oes opgekom het, broers en susters, dan kan ons nie net aanvaar dat dit wat besig is om te groei en geestelik in wording te kom in ons lewens, ons dit net kan los en kan aangaan met ons lewens nie. Soos 'n put moet dit wat opkom in ons lewens bewaak word. Dit moet beskerm word. Dit moet bewaar word. Ons moet dit toemaak met gebed. Ons moet dit beskerm deur ons gehoorsaamheid. Ons moet dit as ware soos 'n vrug kultiveer, totdat dit volle wasdom bereik en totdat dit bruikbaar kan wees, nie net vir my nie, maar ook vir ander in ons lewens. En kan ek dit terugbring net na die gemeente toe vanmôre, broers en susters? Dit vra ook vir ons as 'n gemeente, dat ons nie net kan kyk na die eerste 6 maande van die jaar, om te sê, deur die genade van die Here het ons gekom waar ons is nie. En ons het tot hier gekom deur sy genade. Ons dank God, ons kon al die rekeninge betaal. Ons dank die Here, ons kan die 1 Augustus, ek hoef nie meer alleen te boer nie, ons het nog 'n broer wat bykom by die span, ons is dankbaar daarvoor. Maar broers en susters, die oes wat opkom, moet beskerm word. Die putte van bediening wat gegrou is in ons gemeente, moet opgepas word. Dat die putte nie toegegooi word nie, dat die water nie troebel word nie. Daarom wil ek jou terugvat, hoor wat sê Paulus vir ons in die woord van die Here. Ons openingsteks, hy sê, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, laat ons in alles opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus Jesus, ons Here. God wil hê jy moet groei die jaar.
halfjaar staan ons voor die spieël. En ons kyk na onsself en ons vra, hoe lyk ons 6 maande later? Hoe lyk ek geestelik? Hoe lyk ek emosioneel? Het ek gegroei? Het ek verander? Miskien is die vraag vanmôre nie soseer wat jy wou doen nie. Onthou in die begin van die jaar het die hele boodskap gependel rondom een sentrale gedagte. En dit was, wat sê die Here vir jou vir 2026? Ons het baie drome, ons het baie ideale. Maar wat sê die Here vir jou? Wat het hy in jou hart gelê? Die woord sê, verlustig jou in hom. Psalm 37 vers 5. En hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Hy weet presies wat jy nodig het in elke seisoen van jou lewe om jou te vat na die volgende plek en aansluiting waar hy jou wil hê. Die vraag is, wat het die Here vir jou gesê? En as jy vanmôre in die spieël kon kyk, wat sien jy? Luister hier vanmôre, ek glo die Here praat vanmôre indringend met baie van ons. En hier is die wonder van hierdie boodskap vanmôre, broers en susters. Luister, ons wil graag aan die einde van die jaar net kan sê, ons het nog 'n jaar oorleef nie. Ek is nie tevrede daarmee nie. I'm very sorry. Nog 'n jaar oorleef, dis nie die woord van die Here nie. Die woestyn is nie my erfdeel nie. Dis nie ons erfdeel nie. Jesus sê, ek het gekom sodat julle lewe en daai lewe in oorvloed kan hê. Ek wil aan die einde van die jaar kan terugkyk en sê, ons het gegroei. Ek dink anders. Ek reageer anders. Ek ken die Here beter. Ek het mure deurgebreek. Kerkie, wedstryd is nie verby nie. Ek wil vanmôre sê, dit maak nie saak hoe die eerste helfte verloop het nie. As jy terugkyk in die eerste helfte van die game was nie so goed nie, jy kan weer opstaan. Jy kan weer fokus. Jy kan weer kies. So die vraag is eintlik nie wat het die eerste 6 maande van die jaar gebeur nie. Die belangrikste vraag is, wat gaan ek en jy met die tweede helfte van die wedstryd doen? Sluit gou 'n bietjie jou oë net daar waar jy sit vir 'n oomblikie saam met my. Net vir 'n oomblik. Hemelvader, ek wil eerstens vir U dankie sê dat U ons deel gemaak het van 'n liggaam. Here, ons almal is op hierdie wedloop. En Vader, as niks wat ons meer begeer is dat ons meer soos U sal word nie. Dat ons die beloftes van U woord, wat ja en amen is in Christus, wat ons deel is as kerk, dat ons dit in besit sal neem, na gees, na siel en na liggaam. Here, dit is nie hard dat ons in gebrokenheid vasgeval leef nie. Here, maar ons sien aan die einde van hierdie boek van Josua, dat die boek van Josua eindig nie net met 'n wonderwerk van mure wat intuimel nie, maar dit eindig eintlik met 'n keuse, want Josua kom in Josua 24 en hy sê vir die volk, hy sê na alles wat gebeur het en na alles wat julle gesien het, hy sê, kies dan vandag wie julle wil dien. En dan steek hy eers sy hand op en hy sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Broers en susters, om in hierdie lewe wat Jesus gesterf het vir te leef, is 'n keuse wat ek en jy moet maak. Die oorwinnings van gister kan dit nie vir jou kies nie, dit is verby. Ons het dit wat voor lê. Ag, en ek voel in my gees dit ekho net. Die Here sê ek moet jou herinner aan sy woord. Hy sê, Paulus, as ons sy lewe se wedstryd beoordeel, die eerste helfte was nie goed nie. En ek dink as hy daar moes sy eie lewe beoordeel, dan sou dit 'n volslae mislukking gewees het. Maar dan kyk hy terug en hy sê, maar ek, Paulus, vergeet nou die dinge wat agter my lê. Kerk, agter almal van ons lê daar dinge wat ons wens nooit gebeur het nie. Die hartse realiteit is, ons kan dit nie delete nie. Ons kan deel daarmee, dit is ongelukkig op die inskrywing van ons boeke, maar ons het nie nooddag dat gister my lewe definieer nie.
Broers en susters, dit is nie nodig dat gister se pyn bepaal hoe my toekoms gaan lyk nie. Ons het 'n keuse. Jesus sê, ek is bereid om alles uit te wis en saam met jou by die muur te staan en jou te help om deur die vernuwing van jou gemoed, deur my gees, deur die ondersteuning van 'n liggaam, 'n lewe te bou wat beter lyk as wat jy gehad het. Maar dit is 'n keuse wat jy en ek alleen op ons eie kan neem. En ek glo dis wat die Here vir ons as 'n gemeente en vir elkeen van ons instoor het vir die tweede helfte van hierdie jaar. Ek wil jou vra, staan 'n bietjie saam met my asseblief op jou voete, net vir 'n oomblik, ons is klaar. En ek gaan nie die diens uitrek nie. Jy kan huis toe gaan en ek het vir jou 'n blaadjie gegee, enetjie wat jy hier kon invul, die ander ene. Die ander ene is vir jou om te gaan beoordeel, waar staan jy op hierdie stadium van jou lewe. Gaan vul hom in. Gaan gee vir jouself 'n punte toedeling. Maar moenie net laat dit daar bly nie. Kom ons maak weer erns met die Here. En ons sê, Here, wat het U vir my gesê? Broers en susters, dit maak nie saak wat ander sê jy moet doen of nie moet doen nie. Die vraag is vanmôre, wat het die Here vir jou gesê? Dis die vraag wat ons vir onsself moet vra en antwoord. Here, vanmôre staan die kerk voor U. Vader, die hart is dat ons moet groei, wat 'n voorreg. Lewe in oorvloed. Here, is van ons wat vanmôre hier ingekom het, wat vasgeboei is met goed. En Here, ek weet hoe dit voel. Hier is nie een van ons wat vanmôre hier sit, wat nie kan sê, ek weet hoe lyk verslawing. Ek weet nie hoe lyk dit nie, ons almal weet. Ons almal was al op die een of ander stadium vasgebind deur iets. Here, dalk is dit die seer van die verlede, die ou pyne wat net eenvoudig net nie wil weggaan. Ek het al soveel keer probeer om te vergewe. En ek kry dit net nie reg nie. Die Here sê, kom weer, probeer weer. Moenie ophou om te jaag na die hoë roeping van God nie. Paulus sê, ek vergeet wat agter my is, maar ek strek myself nou uit na die dinge wat voor my lê, want ek kan nie verander wat agter my lê nie. As ek seer gemaak het, kan ek vandag 'n keuse maak om my eggenoot, my vriende, my kinders in die oë te kyk en te sê, luister, agter ons lê baie pyn, maar vandag kies ek om die Here te dien. Vandag kies ek opnuut om my verbintenis teenoor julle te eer en 'n beter weergawe van dit te wees wat God in my gesit het. Nie 'n beter weergawe van my nie, maar van God, my in hom. En môre doen ons dieselfde en die dag daarna doen die weer dieselfde. En ons hou nie op nie. Ons beskerm wat God aan ons gegee het, ons grondgebied, ons geestelike lewens, ons emosionele wêreld, want Jesus se belofte is lewe. En lewe in oorvloed. Dis in jou hande vanmôre. Hy het alles klaar gedoen. Kyk net daar waar jy is. Ek wil jou vra, begin net bietjie met hom te praat. Sê, Here, hier is dit. Here, daar's 'n swaard, ek besef dit, maar ek is op heilige grond. God is met jou. Vanmôre by die muur. Die leervors van die leerskare van die hemel is by jou vanmôre. Hy gooi ons nie weg wanneer ons sukkel nie. Hy, luister, hy gooi jou nie weg wanneer jy sukkel nie. Hy kom juis nader, want hy sê in sy woord, hy is juis naby aan die wat gebroken is van hart. En hy verlos die wat versla is van gees.
Jy sê, Here, ek het al te veel getraai. Ek kom net nie los van hierdie goed nie. Die Here sê, kom weer. Kom weer. Ek wil hier met die beeld sien van pa wat op die stoep staan en die jong man is by die varke en die pele en hy het alles wat God vir hom gegee het, alles wat pa gegee het, het hy gemors en toe hy in die pad opkom, toe staan die pa daar. Welkom tuis. Kom ons probeer weer. Dit is die hart van God. Dit is die hart van Jesus vir jou lewe. Vader, ek bring my boetas en my sissies na U toe. Ek kom self. En ons verbind onsself opnuut tot groei vir 2026. Here, ons gaan nie meer terugkyk nie, ons gaan vorentoe in Christus. En ons gaan in besit neem elke belofte van die woord. Dis ja en amen in Jesus, ons Here. Kerk, ek wil jou vra nou terwyl die musiek so speel, ek voel die oomblik is so mooi opgestel hiervoor. Ek wil jou vra, begin bietjie daar waar jy staan, soos die Gees jou lei, net die Here se naam aan te roep, oor jou lewe, oor die omstandighede van môre, oor die toekoms, oor die volgende 6 maande, oor jou besigheid, oor jou huis, oor jou gesondheid. Sê, Here, hier is ek vir môre. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Here, ons gaan nie omdraai nie. Gister is verby. Ek strek my uit na wat voor my lê. En ons jaag na die prys van daai hoë roeping van God in Jesus. Groei na gees, siel en liggaam, volkome heilig. En elke faset van ons lewe soos Jesus. Dis waarvoor U gesterf het. Nie sodat 'n halwe erfporsie kan uitkeer nie. Sodat die volheid, sê Kolossense, van die Godheid wat beliggaam was in Christus en wat in jou woon, ontsluit kan word nou. Reeds nou. As 'n voorskou van die heerlikheid wat op ons wag. Waar alles volmaak sal wees. Ja, ons beste poging sal hierdie kant nog 'n bietjie geklee wees in gebrokenheid. Ons kyk met onbedekte gesig en die spieël is maar dof. En ons kan nie alles raak sien nou nie, maar eendag ten volle. Maar tot dan strek ons onsself uit na Hom, die volmaakte. En ons dank U daarvoor, Here. Ons loof U wonderlike naam. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word.